Ons is in die Edenkamp terrein hier aan die kant Pretoria en hier sit 'n kerndeel van die boervolk vanmôre onder hierdie dak. En almal brand in hulle liefde vir Vader Jahwe. En die oukies wat ver is, deur in Engeland en Amerika, ons het selfs oukies in Rusland, ons het oukies in Australië, in Nieu-Seeland, ons het ouens in Nederland, en ons het selfs ouens in Denemarke, wat na ons boodskappe luister. En al die oukies daar aan die buitekant, luister 'n bietjie, hoe gee julle broers en susters applous vir die lewende Vader Jahwe. Applous vir die koor. Prys hom. Veel kosbaar. Ons is vandag op die hoogtepunt van die naweek, maar ons nie op die hoogtepunt van ons lewens nie, want ons is nog besig om daarna te ontwikkel. Die tema is vandag die woord in aksie. Nou, ons gaan lekker pad langs met die praat vanmôre, want ons begin by die woord. En ons sê vir mekaar, soos ons deur die naweek gehoor het, dat die woord is die omnipotentheid, dit is die krag, dit is die onbeskryfbare energie, wat in die begin was. Met ander woorde, voor alle dinge ontstaan het, was hy daar. En ons het vir die beduie, hoe lank gaan dit jou vat om uit ons sonnestelsel te kom? En ons is die kleinste sonnestelletjie binne die Melkweg. En toe hoor ek nou die dag, daar's 'n paar duisend melkweë. En toe val ek op my knieë en ek sê, hoe groot is U, Vader? Hoe moet ek oor U praat? Hoe moet ek sing? Hoe moet ek dink? Dat ek kan nie 'n somme maak oor die grootheid van die skepping nie. En U het gesê in die begin was U. Maar dit is hy wat die moeite gedoen het om op die kleinste planeetjie in ons sonnestelsel, die derde planeet van die son af, 'n paar ouetjies te kom neersit wat hy sê, ek het my naam oor julle uitgeroep. En dis hy. So ons praat vanmôre oor hom, maar ek wil ietsie beduie. Ek wil graag vir jou ietsie vertel vanmôre, want ons het baie woord gekry die naweek, maar ek wil iets baie besonders vir jou verduidelik. Dalk weet jy dit, dalk weet jy dit nie. Maar laat my toe om te verduidelik. U wat daar sit, het mikroskopies begin. Jy hoor nie wat ek sê nie. Jy weeg nou 100 kg of 80 kg of bietjie minder of bietjie meer. Jy is 'n bietjie breër as ander, bietjie mager as ander, korter, langer, bruin hare, blou oë, ensovoorts. Maar alles het mikroskopies begin. Byvoorbeeld, die moederselletjie is 0.017 van 'n millimeter. Met ander woorde, en dit is 0.07 duisendste van 'n millimeter. So jy kan hom nie met die oog sien nie. Jy het 'n mikroskoop nodig en jy moet hom opblaas om te kan sien hoe hy lyk. Die manlike sperma is 0.05. Maar wanneer hierdie twee mekaar ontmoet, hou hulle op bestaan, want hulle word 'n nuutheid. Maar hulle is nog steeds mikroskopies. Maar binne in hierdie mikroskopiese toestand is daar 'n hart, 'n brein, bene, 'n netwerk van senuwee, asem, passie, liefde, kleur van die oë, hare, lengte, breedte, intellek. Alles is binne in hierdie mikroskopiese kleinheid reeds ingebou. En dis jy wat hier sit. Nou, hoe het dit begin? Hy het 'n woord gespreek en dit het so begin. En dan spring ons soms so 'n bietjie aan
na Matteus 13 toe. En weet jy, as ons in Matteus 13 in die 31ste versie skrywe, wat daar geskrywe is, lees, dan lees ons hierdie verstommende ding, wat u en ek nie verstaan nie, maar wat die wêreld hier buite, heeltemal buite konteks geruk het. Kom ek beduie vir u, maar ek het met voorbedagte rade vir jou beduie, dat jy wat vanmôre hier sit, en jy wat na hierdie materiaal luister, jy het mikroskopies begin, maar u verstaan nie eers nie, dat binne in daardie mikroskopiese toestand het Vader lewe ingesit. Met ander woorde, hierdie wese wat daar begin het, wat mikroskopies is wat? Lewe. Wie het dit gewil? Hy het dit gewil. Prys sy naam daarvoor. Maar in Matteus 13, in die 31ste vers, kom staan hy self in die vlees hier. Hy beduie, vir die wat hy mikroskopies laat begin het. Hy vertel hulle gelykenis. Wat is 'n gelykenis? 'n Gelykenis is 'n metafoor. Hy verduidelik eintlik vir hierdie ouens wat self mikroskopies begin het, wat binne in hulle verborge lê. Kom ons lees saam. Matteus 13:31. 'n Ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad. Hy sê nie die koninkryk van die hemele is 'n mosterdsaad nie. Hy sê soos. Nou hoor wat sê hy verder. Wat 'n man neem in sy land saai. Nou hoor nou mooi. Matteus 17 vers 20 asseblief. Matteus 17:20. En hy antwoord en hy sê vir hulle, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir die berg sê, kry jou ry see toe. My woorde. Dit staan in die Strydom vertaling. Nou, hoor nou mooi. Wat u nie hoor nie, is hier is 10 miljoen preke hier buite gebou oor 'n mosterdsaad. Is dit reg? Ja. Maar hoekom praat Vader oor die mosterdsaad? Want hy sê, die mosterdsaadjie is die kleinste boomsaad op die planeet Aarde. Het jy dit geweet? Maar hy sê 'n snaakse ding. Hy sê, as julle nou dit klaar vergeet. Ek het gesê, u het mikroskopies begin, onsigbaar vir die oog. En alles was daar binne in reeds. Kan jy dink, hierdie selletjie, hierdie nuwe lewetjie wat jy begin, is mikroskopies. Jy kan hom met die oog nie sien nie, maar binne in daardie mikroskopiese toestand is alles wat jy vandag is. Alles. Behalwe die twak. Maar alles is daarin. Is dit reg? Maar nou vertel hy hulle gelykenis. Hy sê, as julle, wat so mikroskopies begin het, die geloof van die mosterdsaad gehad het, toe mis ons hom. En almal loop so krom, hulle skouertjies hang, party ouens soek 'n tak en 'n tou, want dit is nie moeite werd om te lewe nie, en al hierdie goedjies. Want ek het nie geloof soos 'n mosterdsaad nie, maar jy moet vir my uithoor vanmôre. Vader sê vir die wat hy mikroskopies laat begin het, as julle die geloof van 'n mosterdsaad gehad het, kan ek dit vir u mooi vertaal vanmôre. Die mosterdsaad weet hy's 'n boom. Die mosterdsaad weet hoe dik gaan sy stam wees. Die mosterdsaad weet hoeveel wortels gaan hy in die grond in laat penetreer. Hy weet hoeveel takke gaan hy, hoe sy blare is getel. Hy het geweet hoeveel vrug gaan hy dra. Dis 'n gelykenis. Hy praat met die wat hy mikroskopies laat begin het. Hy sê, as julle geweet het wie julle werklik is, dan sou julle vir hierdie koninkryk van die Satan gesê het, weg van die aardbol af.
Nou sukkel ons met demokrasie. Ek het in my tyd geleer, as ek my huiswerkboek terugkry van die onderwyser af, dan kyk ek gou hoeveel verkeerd merkies is daar. En hierdie siekplek het hierdie volk, hierdie kosbaarhede van Vader, geleer om elke 5 jaar 'n kruisie te gaan trek. En vir die afgelope 100 jaar sê hulle, dis verkeerd, dis verkeerd, dis verkeerd, dan gaan hulle weer aan. 5 jaar verder, dis verkeerd, gaan hulle weer aan. Nou ons volgende keer gaan ons reg stem, verkeerd, dan gaan dit ding verkeerd, dit bly verkeerd. Hou op, u moet onthou, u is geskep vir 'n regmerkie. Hoekom? Want Vader het nie met jou 'n fout gemaak nie. Hy het net vanmôre met jou en my 'n klein probleempie. Hy sê, as julle geweet het soos wat die mosterdsaad weet wie hy is, sou julle die koninkryk van die Satan verwoes het deur die krag van my woord. En hier sit ons en ons sukkel en ons treur oor al die twak. Terwyl in ons lê hierdie onsaglike heerlikhede vasgelê. Maar weet jy wat? Jy glo nie Vader nie. Dis jou probleem. Jy glo nie hy kan die berge skuif nie. Jy glo nie hy kan die vyand op loop laat sit nie. Jy glo nie dat hy die reën op die tyd kan gee nie. Jy glo nie dat terwyl jy slaap hy oor jou sal waak nie. Jy glo nie dat hy sê daar sal nie haar van jou hoof val nie. Myne val uit want ek so in die borsel sien ek hier's 'n klomp hare wat ek nie weet waar vandaan kom nie. Maar hy sê daar sal nie haar van jou hoof val nie. Ek vra vanmôre vir hierdie vergadering, wie glo Vader so? Om watter rede het ons vanmôre nodig om te sukkel? Hy het klaar gesê, julle weet meer as wat die mosterdsaad van homself weet. U hoor nie wat ek sê nie. Vader sê, wat is dit met julle? Julle weet meer van julle self. Julle het meer binne in julle as wat die mosterdsaad ooit hoop om te wees. Hy gaan net 'n boom wees, maar julle gaan die koninkryk wees. Wat is ons probleem? Het jy al ooit met iemand oor die telefoon gepraat, 'n vreemdeling, jy sien nie die vreemdeling nie, jy hoor net stem, dit is 'n baie vriendelike stem. Goeiemôre, hoe gaan dit? Nee, goed gaan, dit gaan goed, dankie, en so meer. En met jou? Nee, gaaf, ek ken die ritueel. En terwyl die stem praat, bou jy 'n prentjie. Jy bou so 'n prentjie. Hierdie stem, die neus moet so lyk en die lippe moet nou so wees en hierdie so lyk en die en daar. Jy bou 'n prentjie want jy het 'n prentjie nodig om te pas by die stem. Is dit reg? En op 'n dag as jy oor die afspraak daar kom en jy stap daar en is jy half geskok want die prentjie wat jy gebou het van hierdie vrou of hierdie man en die vrou of die man wat hier instap pas glad nie by jou prentjie nie. Het jy ondervindings daarvan? Natuurlik is ons almal ondervindings daarvan. Dan voel jy so half teleurgestel. Nou hoor hierdie een. Vader sê, ek praat met my volk. En wat doen ons? Ons bou 'n prentjie van hoe hy lyk. Ons het hom nog nooit gesien nie. Net 'n prentjie. Dit reg. En die dag toe hy in Jerusalem instap, toe ken niemand hom nie. Want die prentjie wat hulle vir hom gegee het, of van hom gegee het, die Fariseërs en al hierdie ouens, hierdie verleiers van die volk, het 'n prentjie van hom geskets. En toe hy in Jerusalem instap, toe sê hulle, maar kan nie hy wees nie. Hy is die skrynwerker se seun. O ja, en kan daar iets goeds van Nasaret afkom? Weet jy wat was die fout? Hulle is nooit geleer om die prentjie te hê van wie Vader werklik is nie. En hierdie naweek het ons so probeer om vir u te verduidelik, die woord is hy.
En as jy dit nie verstaan nie, dink daaraan dat hy het 'n woord gespreek en jy het mikroskopies begin. Ek weet nie hoe moet ek vir u verduidelik nie, dat binne in hierdie ontsaglike onsigbaarheid is 10 tone, longe, 'n hart, alles is daar, oë, die intellek, die emosionele samestelling, alles is daar binne, maar die hele wêreld jy kan dit nie sien nie, maar hy het jou gesien. Hoekom? Hy sê, want ek het jou geken voor ek jou in die moederskoot gevorm het. Maar kom ons voltooi dan die prentjie vanmôre. Wie is Vader Jahwe vanmôre in jou hart? Hoe sien jy hom? Wie is hy? Ja, hy is die skepper van die aarde. Regtig, hy is die skepper van die onmeetlike totaliteit. En dan hoor ek koning Dawid in Psalm 8 verstaan dit. En tog vra hy 'n vraag. Hy sê, Vader Jahwe, wie is die Adam dat u hom besoek? Hy vra so. Wie is hierdie Adam dat u hom besoek? Maar u verstaan nie, dat ons wat so gevorm is uit ontstaan uit die krag van sy woord. Wie? En hy ken die antwoord. In die 6de vers roep hy dit uit. Want u het hom 'n weinig minder geskape as 'n goddelike wese. Wat moet ek doen met hierdie vergadering om te sê dat u wat hier sit vanmôre Vader sê deur sy seun, deur sy man na sy hart. U is 'n weinig minder as 'n goddelike wese geskape. Sê vir my, kan ons langer ophou met twak wat niks hiermee te maak het nie? Kan ons ophou daarmee? Wanneer gaan ons ophou? So kom ons gee hom 'n week kans, 7 dae vir die redelike man. Maar Vader sê, laat daar lig wees en is onmiddellik. Hoekom kan u en ek nie 'n onmiddellike besluit neem nie? Nou, net daar waar jy sit. Net daar. Ek is 'n weinig minder geskape as 'n goddelike wese. Wie sê so? Die een wat alles geskep het. As jy sukkel vanmôre met jouself, met jou selfbeeld en al daai goed, jy Satan het jou lekker belieg. Net soos checkers, jy koop 'n bargain, maar dit is nie 'n bargain nie. Maar jy moet verstaan wat gebeur. Jy's belieg, sodat jy nooit kan uitvind wie is jy werklik nie, wie het jou geskep en wie is die Vader van die lewe nie. En daarom lees ons dat hy die prentjie kom voltooi. Hy het gesien ons sukkel en wat doen hy? Hy sê vir Johannes, praat 'n bietjie met die volk. So Johannes is 6 maande voor ons losser. Maar hierdie 2 sissies kom by mekaar. Hulle is hoogswanger. Nee, die enetjie is 6 maande verder swanger as die ander een. Reg? Maar wanneer Elisabeth met haar ou maagie by haar sussie kom, is die woord wat in vlees is nog nie sigbaar nie. Maar Johannes, hy spring so op in die baarmoeder. Aan die oorkant is die woord besig om vlees te word. Hy spring op in die baarmoeder. Hy het hom nog nie in die vleeslike oog gesien nie, maar hy het hom in die gees gesien. Ek vra vanmôre vir u, as jy werklik vir Vader Jahwe wil aanbid, moet jy hom met jou geesoog kan visualiseer. Jy moet sy majesteit kan sien, sy krag, hierdie onbeskryflike heerlikheid. En ons het gesukkel om te verstaan wie hy is, en dan kom hy self hier na toe. En hy sê, as julle my aanskou het julle die Vader aanskou.
Nou het ons nie meer nodig om 'n prentjie te bou nie, want die wat ons van geskape is van hom. En koning Dawid het ons gevra, wie is hierdie Adam dat hy hom besoek? En wie is u vanmôre dat Vader hierdie klein volkie besoek? Nou kyk als jy buitekant verkeerd. Die ouens tel nou al slaggate per 100 meter. En hulle tel die slaggate. Maar niemand hoor nie. Vader sê vir die klein volkie, hy donder oor hierdie volk. Want diegene wat die moeite gedoen het om die glorie en die troon te verlaat, om hier met 'n mens voet te kom loop, hulle sien hom nie, hulle verstaan hom nie, hulle het nie 'n passie oor hom nie. Hy sê, ek sal julle stede pynlope maak, ek sal julle paaie onbegaanbaar maak. Dit gebeur in boerland, maar almal hou partytjie. Hulle gaan aan met hulle lewens. Hulle verstaan nie dat hierdie ene reën oor hierdie ouetjies wat diskant goddelike wesens is, in so 'n toestand verval het nie. En my vraag in my hart vir myself is, waar staan ek binne in hierdie saak? En dieselfde vraag word vanmôre vir u gevra. Waar staan u met betrekking tot Vader Jahwe? Die woord wat jou geformeer het, voor die grondlegging van die wêreld. Waar staan jy met hom vanmôre? Hoeveel beloftes het ons gemaak, wat ons nie nagekom het? Hoeveel kwetsende woorde het ons van mekaar geskree in woede? Ja, maak nie aantekeninge gehou daarvan nie. Wat het van ons geword? Die woord het hierdie klein volkie oorkant die rivier van Kus klaar afgesonder. Hy gaan daar nie weer afsonder nie. Dit is klaar gedoen. Sy is hier. Hierdie woord gaan nie verander nie. Hierdie woord gaan net in vervulling gaan. En u moet besluit vanmôre, is u waarlik die aanbidders van Vader Jahwe, of is u besig met 'n geloofsopsie? Kom ons kry klaar met godsdienst en geloofies vanmôre. Ons het te veel gelowe. Geloof is 'n relatiewe begrip, want jy moet onthou, ons praat met mense wat Vader van sê, of sy seun Dawid sê, wat net 'n weinig minder is as 'n goddelike wese. Ons glo in grandpas. Hierdie ou glo in 'n Ford en daai ou glo in 'n Toyota. En die vrouens glo in Sinkpyn spesifiek en al hierdie klas van goed. Ons glo die hele plek vol, en terwyl ons so baie glo, heers Filemon se hakskeen op ons nekke. Hoekom? Want ons geloof wat ons dra, vertoon nie die krag en die heerlikheid en die majesteit van Vader Jahwe nie. Ek dink persoonlik dat ons sukkel met 'n persepsie. Ons is in 'n Philip toestand. Nou, jy moet verstaan, Filippus het 'n probleem. Hier staan die woord in die vlees. Wat sê Filippus? Wie jy? Hy sê, ek het van die Vader gekom. Hy sê, o, toon ons die Vader. My vraag vanmôre, sit hierdie saal en die wat na die materiaal kyk, vol Filippusse? Of sit hulle vol seuns en dogters van Vader Jahwe, wat sê, u is die groot ek is? Wat sê ons vir hom vanmôre? Hou ons aan met die Filippus ding. En terwyl ek op die punt is, jy moet onthou dat ons is in 2 kampe in boerland. Die kern, die
klein volkie is in 2 kampe. Kom ek verduidelik. Hier is die Christenkamp en dan is hier die waarheidskamp. Is dit reg? Die 2 kampe. Maar hierdie waarheidskamp is in 60 groepe. Hierheen. Hulle veg met mekaar terwyl die stede puinhope word. Terwyl die paaie onbegaanbaar word. Terwyl hulle 80 en 83-jarige moeders in 'n string verkrag en eintlik haar kop met 'n strykysterstuk inslaan. Jy wil dit nie hoor nie. Natuurlik nie, want dit is gruisam, maar iemand moet begin sê, hoekom gebeur dit? Vader donder uit die troonkamer, omdat hierdie volk, hierdie kosbaarheid wat hy vir hom geskep het, wat hy waardig genoeg geag het, om sy naam oor hulle uit te roep, hulle koggel hom met geloofies. Ons moet klaar kry met hierdie gemors. Wat is die oorsprong? Wat is die oorsprong van die gesalfde? Is wanneer Vader hier aankom, hoekom noem ons hom 'n gesalfde? Hoekom kan ons hom nie vanmôre noem Vader Jahwe ons losser nie? Wie het hom gesalf? Hy het homself gesalf. Hoekom kom hy hier aan? Wat kom doen hy hier? Ons het klaar vir u verduidelik. Maar ons godsdienst wat ons hier beoefen, is 'n vreeslike besigheid. Johannes 1 vers 10, hy was in die wêreld. Kan jy glo? Hy formeer die wêreld. Dan kom hy na die wêreld toe. Wat staan daar geskrywe? En die wêreld het hom nie geken nie. Geliefdes, ek pleit vanmôre uit my hart uit. As jy iemand ken, hoe ken jy iemand? Hoe ken jy iemand? Hy het hom voorgestel. Ek is Piet van Stotengaring. Ek sê, dis 'n vreemde van, waar kry jy daarheen vandaan? Maar Piet van Stotengaring, dis my naam, of wat ook al. Nou ken jy hom. Nee, hy het hom aan jou voorgestel met 'n naam wat sy pa of sy oupa grootjie hom gegee het. Ken jy hom? Jy ken hom nie. Ons kry Vader Jahwe se naam, hierso, op ons lip. Ken ons hom? Of het iemand net sy naam aan jou bekend gemaak? Wanneer ken ons Vader? Wanneer ken ons hom? Wanneer ek op my aangesig val en ek weet, ek kan nie in sy oë kyk nie. Net soos wat ek in die son nie kan oop oog kyk nie, net so min kan ek in sy glorie en in sy heerlikheid kyk. Ek kyk na hom, want hy het my lewend gemaak. Ek kyk na hom, want ek is na sy beeld en sy gelykenis geskape. Ek kyk na hom, want hy het gesê, jy is my erfgenaam. Ek kyk na hom, want hy sê, die aarde en die volheid behoort aan my, en jy is my erfgenaam. Applaus vir die koning! Jy sien, geliefdes, ons praat baie storieetjies met mekaar, ons het baie goedjies wat ons vir mekaar sê, maar ons moet uiteindelik by die mooi aankom. Johannes plaas in sy openingsverklaring ons losser in die begin van die skepping. Hierdie een wat 6 maande voor hom gebore is, nou kom ek verduidelik gou. Ek het baie oor gepraat, wil ek graag vanmôre weer met u deel. In Jesaja 5 verduidelik Jesaja wat in die tuin van Eden gebeur het. Jy het nie geweet nie. Kom ons kyk. Hy begin so, in die eerste versie. Ek wil 'n lied sing, die lied van my beminde. En dan sê hy,
my beminde het 'n vrugbare heuwel gehad. En het die klippe daar uitgehaal. En hy het dit omgespit en gereed gemaak. Baie arbeid ingesit. En toe het hy edelwingerdstokke daar geplant. Het jy dit raak gelees? Dis Eden waarvan hy praat. En hy het 'n muur daarom gebou. Beskerming. En hy het 'n doringheining om dit geslaan. O ja, en hy het 'n toring daar binne gebou. Hoekom 'n toring? Spreuke 18 vers 10 sê, die naam van Vader Jahwe is 'n sterk toring. Die regverdige vlug daarin en word beskut. Verstaan jy? Met ander woorde, hy het sy naam oor sy tuin gevestig. Hoor jy dit? En hy het die beskerming daar rondom gesit. En het verwag dat dit sou druiwe dra. En toe het hulle wilde druiwe voorgebring, want die wilde druif, hierdie loot, hy hang oor die muur, en hy sê, is dit so? Toe begin die wilde druiwe. Maar dis nie waar dit geëindig het nie. Dit het geëindig by die woord wat hy gespreek het. Ons het die hele naweek gepraat oor die woord van Jahwe. Hoor die woord van Jahwe. Blaai na Jesaja 5. Jesaja 5, en dan lees ons daar in vers 5. Jesaja 5, verse 5. Nou hoor nou mooi. Dit is ons posisie tans. Hier staan hy. Laat my julle dan nou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Hoor jy wat hy praat? Hy sê is my wingerd. Hy sê ek maak aan julle bekend wat ek met my wingerd gaan maak. Nou ek sê vanmôre vir jou boervolkie, jy is die wingerd van Vader Jahwe. Hoe lyk jy? Lyk jy soos sy wingerd? Hoe lyk jy? Hoe praat jy? Wat se vrug dra jy? Hoe lyk jou omgewing? Die dorings en distels maak die volk van môre groot. Die gemors van hierdie aarde moet hierdie volk se jeug, boervolk, groot mense maak vir môre. Die plek is siek. Hoe lyk ons? Maar hoor wat sê hy. Ek sal sy doringheining wegneem. Hy het nie gesê, kom aan en neem die doringheining weg nie. Hy sê, ek sal die doringheining wegneem. Dit beteken, ek los julle sonder beskerming. Dis wat hier geskryf staan. En hoor wat sê hy verder, sodat dit verwoes word. Sien jy dit? Maar natuurlik, as hy sy hand van ons al wegvat, is daar verwoesting. Maar jy het my gemis. Dis die woord in aksie waaroor ons praat vanmôre. Die woord gaan in aksie teen sy eie vinger. Hy sê julle dra wilde druiwe en omdat julle dit gedoen het, gaan ek die beskerming wegneem. Ek gaan julle doringheining wegneem dat julle kan woes word. Ek sal sy muur stukken breek sodat dit vertrap word. Hoe word hierdie klein volkie vertrap aan die suidpunt van Afrika, oor kan die riviere van kus? Weet jy waarom? Die beskerming is weg. Hoekom? My boet, my dierbare sis, hoekom? Die woord het gesê, julle dra wilde druiwe en ek gaan julle beskerming wegvat. Hierdie plek hier buite. Ons kinders word tussen die dorings en die distels groot. Pla dit u nie. Kommer u nie hieroor nie.
Die rede hiervoor is dat godsdiens het ons laat struikel. Hierdie boervolk moet haar bekeer van godsdiens. Sy moet terugkeer na die woord wat Vader Jahwe is. Hy sê so. Ons lees verder in Jesaja. Hy sê ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie. Ons het nou 'n paar dae lekker reën gekry, maar hy sê dit. Want wat sê vers 7? Want die wingerd van Vader Jahwe van die leerskare is die huis van Jakob. Hoe lyk hierdie huis van Jakob vanmôre op die planeet? Hoe lyk die oorblyfsel van Jakob oor kan die riviere van Kus? Hoe lyk ons, geliefdes? Die woord is in aksie. Sien nie dit? Sien nie die arrogansie? Sien nie die wreedheid? Sien nie die verwoesting wat aan die gang is? Jy kan 'n nuwe politieke party stig. Enige tyd, jy's welkom. Gaan 'n ronde niks aan die situasie verander nie. Want wat 'n soort spier wil jy styf maak teen die woord van Vader Jahwe? Sy woord is oor kan die riviere van Kus in die Suidland en gelofte land voluit in aksie. Maar elke Sondag word daar gepreek dat mense hulle moet bekeer en hulle bekeer hulle self. Maar niks verander nie. Niks verander nie. Dit beteken die bekering is 'n foefie. Is 'n illusie. Want almal bekeer hulle. Rasbansie en Ellen Hendricks ook. Hulle bekeer hulle. En die plek word slegter, nie beter. Nou, ek moet seker met my storie ophou. Maar terwyl hierdie verskrikking aan die gang is, lees ons wat sê die woord. Nou is die woord in aksie. Nou met jy saam met my blaai na Jesaja 40 vers 3 toe. Blaai gou so toe. Jesaja 40 vers 3. Dis die woord in aksie. Dis ons tema vanmôre. Nou hoor hoe skop die woord in die volgende fase. Nou is hierdie tuin 'n verwoesting. Hy's 'n woestuin en hy's 'n wildernis en hy's vertrap en hy's vol dorings en distels. Sien jy die prentjie hier buite? Nou hoor wat sê hy. Vers 2, spreek tot die hart van Jerusalem en roep haar toe dat daar stryd verby is en dat daar skuld betaal is en dat sy uit die hand van Vader dubbel ontvang het vir al haar sondes. Ek wil waag om vanmôre te sê dat hierdie klein volkie het 'n dubbele hand ontvang. Gaan kyk maar na haar slingerpad van die Kaap af. Dan sien jy, hierdie pad is met bloed gemerk tot hier. Tot hier. Ons eer nie die kindertjies wat se koppe teen die wawiele verbrysel is nie. Ons eer nie die vrouens en die swanger vrouens wat doodgemaak is op hierdie pad nie. In hierdie volk se aantog om 'n eenkant volk vir Vader Jahwe te word volgens die profesie nie. Wat sê hy? Hy sê 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn. Nou hier sit die woestyn. Nee. Hierdie ouetjies is lieflik. Hulle het die pad gevind. Prys sy naam. Maar ons broers en susters is hulle is die woestyn. En Vader sê 'n stem roep, berei in die woestyn die weg van Vader Jahwe. Ons het 'n verskriklike verantwoordelikheid. Sou ons vanmôre sê dat ons is afgesonder om 'n pad te berei in die woestyn, dan beteken dit 'n pad wat Vader Jahwe reeds 'n woord oor gespreek het. So sy woord is in aksie. Wat is hierdie woord wat in aksie is? Berei in die woestyn 'n pad. Vir wie?
vir Vader Jahwe. Hy sê, maak gelyk in die wildernis. U klaar vergeet. Jesaja 5 sê, ek sal my wingerd 'n wildernis maak. Het hy so gesê, dit is die woord in aksie. Hoe lyk dit hier buite? Die woord is in aksie, sien nie dit? So wat moet ons doen? Ons moet die weg van Vader Jahwe binne in hierdie wildernis voorberei. Dis hoekom hy met groot sorg vir elkeen van ons, sê nou maar menslikerwys gesproke, jou uit die ashoop van hierdie verwoesting loop uitkrap het en jou afgestof en sy naam aan jou bekend gemaak en jou op jou voete laat staan en vir jou loop sê, jy is myne. Wat moet ons doen? Ons moet 'n weg berei binne in hierdie klein volkie, die weg van Vader Jahwe. Jy sien, nou hier is 'n stem. En hierdie stem spring oor. Hy kom daar aan, Johannes. Hy is toe die stem van Johannes van Jesaja 40 vers 3. Hy is die stem. Hulle kan hom almal hoor. Wat sê hy? Hy sê, ek is 'n stem, is roepende in die woestyn. Hy staan daar op duin 1210 binne in die Sahara en hy skreeu, ek is die stem. Wat het hy dan gedink waar het hy gestaan? Hy staan binne in die volk wat 'n woestyn en 'n wildernis geword het. Hy bulder tot daardie verwoeste tuin. Dis die woord in aksie. Hy sê, berei in hierdie woestyn, binne in hierdie wildernis, 'n weg vir Vader Jahwe. En ek verstout my vanmôre om vir u te kom sê, dat ons het oor die afgelope byna 300 plus jaar nog nie vir Vader Jahwe geywer nie. Ek gaan vir my sê, maar dit is nie waar nie. Nou gaan vir jou sê, wanneer ons vir Vader Jahwe ywer, is hy vooraan. Hy is die deurbreker. Hy is die koning, hy is voorheen. Wie kan teen ons staan as hy met ons is? Hoe ywer u en ek? Dis moeilike tye. Ek verstaan dit. Maar wanneer hy 12 uitkies, geliefdes, nie 12 uit die hele Jerusalem en omstreke, dan vat hy hulle saam Getsemane toe, dan sê hy, ek gaan daar bid by daai boom. Waak saam met my. Dan gaan bid hy 'n uur, dan kom hy terug. Dan moet hy hulle wakker maak. Hand uitgesoek is. Dink julle het vir hom geywer? Hulle slaap daar, hy maak hulle wakker. Hy beskuldig hulle, hy sê, so, was julle nie eens in staat om 1 uur saam met my te waak nie. My vraag is, hierdie volkie wat wil opstaan om die dinge te wil reg doen, verstaan sy nie, dis die woord in aksie nie. Die woord is in aksie in gelofte land. Filemon gaan jou klaarmaak. Hy gaan jou opeet. Hy gaan jou doodmaak. Hy gaan jou verwoes. Hoekom? Dis die woord in aksie. Wat is die oplossing? Ons begin om te doen wat die woord gesê het ons moet doen. In die eerste plek waar ons by begin is by jou en by my. Ek verveel u, ek is jammer. Is jy en ek in opregte liefde teenoor mekaar voor Vader Jahwe? Is ons. Wat sê die woord in aksie? Julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief gehad het. Ons is nie eens naaste by daar nie. Ons kry dit nie eens reg om dit in 1 uur in stand te hou nie.
U voel sleg hieroor, ek ook. Deuteronomium 28, lees saam met my verse 68. Dit is die woord in aksie. Hoor wat sê die woord in aksie. Vers 68. En Vader Jahwe sal jou op skepe na Egipte terugbring. Op skepe na Egipte toe terugbring. Wat was in Egipte? Slaverny. Reg? Waar is ons vanmôre? Slaverny. Dis die woord in aksie. Sien jy dit? Kom ons lees verder. En hy sê, op die pad waarvan ek vir jou gesê het, jy sal dit nie verder nie meer sien nie. Het jy glo dat die dag toe hulle uit Egipte uittrek, toe sê Vader vir Moses, Moses, soos julle Egipte land vandag sien, sal julle tot in ewigheid nie weer sien nie. Dis die woord in aksie. Hulle verwerp dit. Nou sê Vader, ek sal julle terugkarwei na Egipte toe, na die plek toe wat ek gesê het, julle gaan hom nie weer sien nie. Nou is ons weer pens en pootjies binne in die gemors, binne in die slawerny. Maar ons sê, ons is lief vir Vader Jahwe. Hy sê, en daar sal julle aan julle vyande as slawe en as slavinne verkoop word. Maar dis nie die verkoop ding wat jy aan dink nie. Hoeveel is jy werd? R1000, R500, R1.000.000, hoeveel is jy werd? Maar dis nie wat die woord sê nie. Maar daar sal geen koper wees nie. Dit is die woord in aksie. Wat gaan ons maak met hierdie klomp kennis wat ons ontvang? Wat gaan ons daarmee maak? Jesaja 52 vers 3. En ek moet haast klaarmaak, want die woord in aksie word vir my te moeilik om te verduidelik. Dit word swaar, want u sit nou daar en u voel jy moet op Dr. McKenzie se Wienoids gaan van al die stres en al die goedjies wat op jou kom afdwaal en afdaal het. Maar ek sê nou vanmôre vir u, kom ons wees 'n bietjie blymoedig, want onthou, Vader het ons spesiaal aangeraak vir 'n spesiale missie. Sê my met my saam, prys sy kosbare naam. Ons is op 'n spesiale missie geplaas en hy het ons name uitgeroep daarvoor en ons word dit bevestig in Jesaja 52. Jesaja 52 vers 3. Die woord in aksie. Die woord in aksie. Hoor hom. Hy sê, want so sê Vader Jahwe, vir niks is julle verkoop. Julle sal ook sonder geld gelos word. Halleluja. Nou hoor nou die mooi wat in boerland besig is om te gebeur. Ons is in hierdie land vir niks verkoop nie. Maar ons gaan in hierdie land ook sonder geld gelos word. Hoekom? Want daar is nie kopers wat ons gekoop het nie. U die woord gemis. Vader sê daar, julle gaan verkoop word as slawe en slavinne, maar daar gaan nie kopers wees nie. Dis die koper is nie hier nie. Hulle kan ons nie koop nie. Hoekom? Want ons is die eiendom van Vader Jahwe en hy alleen gaan ons los uit hierdie gemors. Hoe lieflik is sy kragtige woord nie in ons lewe nie. Nou goed, ons moet daar klaarmaak as ek net hierdie ou papiertjie van my gaan omgeblaai kry. En hulle maak die papiere nou so daar so dun gemens kan hulle omblaai. Maar hier is hy. Hier is hy. Jesaja 45 verse 34. Mag ek vanmôre uit my hart uit vir hierdie kosbare broers en susters van my wat hier sit, bemoedig en vir u sê, luister, ons wat hier sit vanmôre is die resultaat van die woord in aksie. Elkeen van die wat hier sit, is 'n resultaat van die woord in aksie. Hier kom vir hierdie plek groot moeilikheid. Nie van hulle kant af nie, van vaders se seuns en dogters se kant af.
Kom ons lees wat sê Jesaja 45:14. Ek lees hom vir u. So sê Vader Jahwe, die opbrengs van Egipte en die handelswins van Kus. Kan ek net so 'n bietjie stil staan? Weet jy wie's Kus? Filemon. Nou hoor nou mooi. Die opbrengs van Egipte, ons is nou in Egipte as slawe, maar die opbrengs van Egipte en die handelswins van Kus. Lees hom in jou Bybel, ek jok nie van jou, hy staan so geskrywe. Dis hy. En die Sabeërs, manne van hoë gestalte. Hier's baie ouens wat hier rondloop met hoë gestaltes. Is dit nie? Ja. En hoor, sal na jou toe oorkom en joune wees. Met ander woorde, hierdie ouens wat vir slawe en slavinne verkoop is, besit skielik als. Dit is die woord in aksie. Is jy ook so verstom soos ek? Maar hoor hoe kosbaar is dit. Hulle sal agter jou loop. Agter jou loop. Nie voor nie. Agter jou loop. In kettinge sal hulle oortrek en hulle voor jou neerbuig. Ja, maar dis nou regtig is dit een van hierdie vals Jan van Riebeeck stories wat jy vertel. Dis die woord in aksie. En glo van my vanmôre, my hart wil ontplof van opgewondenheid, want wat Vader met sy mond gespreek het, so sal dit wees. En hier staan hy. En voor jou buig, hulle sal jou smeek. Het jy jou Bybel by jou? Lees hom nou. Die woord sê, hulle sal jou smeek. En sê, waarlik, die Almagtige is in jou. Maar dit is die belofte. Die woord, met ander woorde, is in ons. Hoekom? Want ons is na sy beeld en na sy gelykenis geskape. En vir die vyande van Vader hier buite, julle sal smeek, want sy woord het dit klaar aangekondig. Prys sy kosbare naam. Dis 'n tyd en 'n oomblik in ons lewe, soos in hierdie kamp, waar ons geluister het na die woord van Vader Jahwe, om een ding binne in ons harte laat gebore word. En elkeen van u wat vanmôre hier sit en vir my kyk, laat dit nou in jou hart gebore word. Die woord van Jahwe is in my binnekant. Nie die woord van die wêreld nie. Ek is nie 'n slaaf nie. Ek is nie 'n slavin nie. Ek is losgekoop sonder geld. Ek is losgekoop met die krag van sy woord. Halleluja, prys die koning. Applaus vir die heerlikheid. Mag Vader op hierdie kosbare oomblik by elkeen van u net 'n wyle vertoef en net so 'n bietjie aan hierdie wonder binnekant van jou wese raak en jou vul met 'n woord wat ons nie kan beskryf nie, met krag, met oorwinning en 'n passie om hom te verheerlik te midde van die stryd waarbinne in ons is. Waarom? Want oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, hierdie aan wie se harte ek geraak het, my eklesia, my hand uitgesoek is, my offerande bring. Vader, seën u met die keur van sy seun.